Sporttyd hier op Goeiemôre, Good Morning en vandag kuier twee van Tuks Rugby se manne by ons in die ateljee, die kaptein en die onderkaptein wat die Waanse die beker span lei en altyd reg is vir aksie. Baie welkom aan Dylan Smith en Chadley Valentine. Welkom manne, lekker om julle saam met ons te hê. Dankie dat julle so vroeg opgestaan het. Die seisoen tot dusver was wonderlik. Waaraan skryf julle dit toe? Ja, ek dink ons het baie hard gewerk in die voorseisoen. Ons het baie werk ingesit. En ons groot ding is, ons wil maar net weer 'n bietjie die trots in die tikkie try terugsit. Tuks was 'n bietjie deur 'n moeilike tyd gewees in die vorige paar jare, so ek dink op die huidige stadium is dit ons grootste motivering op die oomblik. En vir jou, Chadley? Soos Dylan sê, ons het baie hard gewerk in die afseisoen van verlede jaar af. En ons het ons span gebou, of ons squad gebou op familie. Dis ons tema vir die jaar. En ja, soos Dylan ook sê, ons moet sukses behaal hierdie jaar. Jy praat van moeilike tye. Hoe draai mens so 'n skip om? Want julle was deur 2 of 3 seisoene waar dit nie goed gegaan het nie. Maar dis natuurlik ook deel van die proses, nie waar nie? Ja, mens moet ek dink ek is iemand wat baie glo daaraan dat dis die moeilike tye wat mens laat groei op die ou end van die dag. So ek dink dit was vir ons eintlik goed om deur dit te gaan. Net om weer te besef dat dit 'n voorreg is om in daai try te speel en dat dit 'n voorreg is om die universiteit te verteenwoordig. Hoe voel jy oor so 'n ding omdraai? Ek dink baie van die ouens wat deur die moeilike tyd was, is nog steeds saam met ons vandag. So ek dink dis baie motivering. Ons het saam gebly deur die moeilike tyd en ons het ook goeie tye gehad saam. So ek dink dis baie motiverend. Jy praat van julle het hard gewerk aan die afseisoen. Wat gee ons so 'n klein blikkie in wat julle aan gewerk het asseblief? Nee, so daar by Tuks die voorseisoen is nogal 'n rowwe ding om deur te gaan. Ja, dis nie maklik nie. Ag, is maar jy druk jouself regtig tot in die rooi. Ons praat eintlik altyd van jy gaan na 'n donker plek toe. Ja. Want dis nou maar waar jy jouself in moet bevind wanneer dit moeilik gaan in 'n wedstryd ook. So as jy nie jouself in daai donker plek kry in 'n oefen situasie nie, dan gaan jy nou nie voorbereid wees wanneer jy dit wel kry in 'n wedstryd situasie nie. En as ons praat van donker plek, waar is jou donker plek, Chadley? Dis ook voorseisoen oefening. Ek dink ons oefeninge is soms bietjie moeiliker as die games. En ek glo waar's die cup of enige beker word gewen in die voorseisoen. Jy moet hom net gaan haal in die finaal. So met ander woorde, mens maak jouself gewoond aan die situasie wat jy op die veld gaan hê en erger. Yes, 100%. Dis waarop dit neerkom. 100%. Tot dusver die standaard vir my van die jaar in 2026 het werklik hoog gelyk. Ondervind julle dit as spelers so? Ja, definitief. Ons het eintlik hierdie jaar bo verwagting gedoen. Mens stel altyd vir jou soos die Engelse woord sê goals of doelwitte. En ons is eintlik op die stadium baie geseënd om bo verwagting te wees op die huidige stadium. As 'n man wat daar agter die oond speel, hoe voel jy oor die standaard wat julle tot dusver gehad het? Ag, ons het 'n sê ding wat sê raise your standards week na week, so ek dink ons streef na dit beter te word na elke game en dan ook die volgende game aan te pak met beter standards, ja. Jy praat van doel, kan jy ons die kykie gee na wat die doel is vir vanjaar vir Tuks? Ja, kyk, ons het op ons kamp het ons nou 'n paar doelwitte van tot in wedstryde situasies en dan nou oor die algemeen. Soos ek sê, so ons wil regtig hard werk om weer net die trots terug te bring na daai tikkie try toe. Ek meen dit is 'n universiteit en 'n try wat baie geskiedenis het en 'n ryke tradisie universiteit is. So ja, om deur daai moeilike tyd te gegaan het was moeilik en dit voel half of jy die universiteit se naam deur die modder sleep. So dit is 'n groot motivering en 'n groot doelwit vir ons om net dit weer reg te kry, dat daar weer respek is vir daai wit try. Het jy albei heel duidelik van julle moet ook natuurlik persoonlike doelwitte hê. Wat is jou persoonlike doelwit vir die seisoen? My persoonlike doelwitte vir die seisoen is eerstens ek sit altyd die span eerste, so obviously ons almal wil Waas Cup wen. Dis my doelwit nommer 1 en dan ook om 'n kontrak te kry by 'n professionele unie. Nou goed, wat swat julle twee? Wat swat jy, Chadley? Onderwys. En jy? Ek het nou klaar gemaak met BCom ondernemingsbestuur. O, goed, so is daar nog ietsie wat kom? So nou doen ek 'n nagraadse ding in entrepreneurskap, ja. So
dis een van die groot goed wat natuurlik nie mag agterbly nie. Dis belangrik om goed te doen op die sportveld in die universiteit, goed te verteenwoordig, maar daar's nog steeds die boeke, nie waar nie? Nee, definitief. Ons het altyd ons hoofcoach uiteindelik coach Dewey het altyd 'n sê ding of 'n gesegde wat hy sê jy moet jou kaartjie vir jou boek, want as jy nie jou krediete kry nie, kan jy ongelukkig nie deelneem aan die Varsity Cup nie. So hy praat altyd van jy moet jou kaartjie vir jou boek anders sit jy langs die kant. Dis baie mooi. Hoeveel druk is daar om dit alles goed te doen? Nee, ek sou sê dit is 'n hoë druk omgewing. Veral om dit alles te kan balanseer, want ek meen die rugby vat regtig baie tyd van 'n mens. So jy moet regtig goed wees in jou beplanning en jy moet regtig tyd maak vir jou akademiese dinge ook, want die rugby vat baie tyd en natuurlik is dit vir ons almal 'n groot ding. Dis in ons aard, dis deel van ons bloed. So die rugby is maar jou hooffokus meeste van die tyd. Ek moet dit eerlik sê, jy moenie met jou ouers hierna kyk nie asseblief. Ja, 100%. Maar om te goed te beplan en tyd te maak vir jou akademie is net so belangrik. Jy het gepraat van goed genoeg speel om aandag te trek om 'n kontrak te kry. Met wie sou jy graag een wou hê as jy sou kon kies, Chadley? Ek is 'n stommer ondersteuner. Ek kan dit hoor aan jou ek sê. Ja, ek kom al die pad van die Kaap af, so ja, dit sal my doelwit wees. In tweede plek? Saks, bulle. Well, okay, dis nie sleg nie. Wat van jou? Ek is op die stadium van die geveg enige geleentheid wat ek kry gaan ek aangryp met al twee hande. Ek meen dit is maar daar is ideale wat jy vir jouself skep. Ja. Maar as Varsity Cup rugby spelers dink ek jy wil net 'n geleentheid hê enige plek, maak nie saak nie, as jy die geleentheid kry gaan jy dit vat met al twee hande. En wat 'n wonderlike platform om jou talente uit te stal, nie waar nie, want dis waaroor dit regtig gaan. Ja, definitief. Ek dink Varsity Cup is regtig 'n goeie platform vir jong oupies om hulle talente uit te stal. Ja, en die ding is dit is so 'n goeie platform vir blootstelling. Ja. Hulle maak dit regtig groot. Ek meen jy het die geleentheid om op TV te speel en die ondersteuningsstruktuur van die Varsity Cup raak al hoe meer elke jaar. En vir jou? Varsity Cup is een amazing. As ek vir ewig in my lewe kon Varsity Cup speel, dan sou ek. Nee, dis amazing om Varsity Cup te kan speel met al die supporters en professionaliteit van Varsity Cup en as jy vlieg en al dit, so dit is amazing. Dis wonderlik. Ja. Manne, baie lekker om julle hier te gehad. Dit sterkte vir die res van die seisoen. Ek weet julle maak Pretoria baie trots. Wel gedaan. Baie dit nie. dankie. Dis dan Dylan Smith en Chadley Valentine. Dis ongelukkig al wat ons tyd het vir sport, maar bly ingeskakel hier op Goeiemôre Good Morning, want ons het nog baie meer net hierna. Jy wil dit beslis nie mis nie as jy nou net aangesit het. Goeiemôre. Good morning.